Goeienaand luisteraars. Wie van ons kan beweer dat hy of sy nie al voor 'n belangrike besluit of keuse gestaan het nie? Keuses moet ons elke dag maak. Besluite moet ons elke dag neem. Party is minder belangrik as ander. Maar sekere besluite voel vir ons of hulle ons lewe bepaal. Dit geld vir besluite in ons persoonlike lewe, ons gesinslewe, ons verhoudings, ons werk, ons studie, ons skoolloopbaan en op soveel ander terreine. Waar ons ook al in ons lewe staan, belangrike besluite en keuses is deel van omtrent elke dag. Daarmee saam ken ons elkeen die gevoel van die onsekerheid. Ons is onseker oor watter keuse om te maak. Hierdie onsekerheid veroorsaak partykeer dat ons onsself amper dood bekommer. Ons kan nie meer slaap nie, ons kan nie meer eet nie en selfs ons gesondheid ly daaronder. Ja, hierdie onsekerheid kan ons partykeer tot uiterstes toe dryf. Hoekom is dit so? Party keuses en besluite is, soos ek genoem het, belangriker en bepalender as ander. Party keuses het 'n groot impak op ons eie lewe en die lewe van die mense rondom ons. As ons byvoorbeeld in 'n hoë pos in 'n maatskappy is en ons moet oor ander mense se loopbane besluit, of ons as ouers in 'n gesin moet besluite neem in ons gesinslewe. Ons wonder dan oor die uitwerking en die impak van ons besluit en keuse. Maar in al hierdie bekommernis is daar dikwels iets wat ons effens buite rekening laat. En dit is eintlik die belangrikste saak wat ons moet onthou. Die Here sal ons op die plek uitbring waar hy ons wil uitbring. As ons dit net vir 'n oomblik deur ons gedagtes laat gaan. Die Here sal ons op die plek uitbring waar hy ons wil uitbring. Daar is heelwat voorbeelde in die Bybel waar ons dit sien. Een van hierdie voorbeelde wat vir my duidelik daarvan spreek, is die geskiedenis van Jona. Van Jona leer ons in die kleuterskool, in die skool, in die sondagskool en in ons huise. Jona in die groot vis. Gewoonlik word hoofsaaklik een aspek van Jona vertel, naamlik dat die Here die groot vis gestuur het en dat hy Jona ingesluk en weer op die land uitgespoeg het, en so is Jona gered. Wat nie altyd vertel word nie, is hoekom Jona in die vis se maag beland het. Dit kan ons sommer in eie woorde kortliks beskryf. Jona het die opdrag van die Here ontvang om 'n oordeel oor 'n groot stad met die naam Ninive te gaan verkondig. Omdat die mense in Ninive so sleg geleef het, wou die Here die stad verwoes. Die Here wou die mense in die stad egter nog 'n kans gee om hulself te bekeer, omdat hy 'n genadige en liefdevolle God is. Die Here sê vir Jona, gaan na die stad toe en vertel vir die mense dat ek die stad sal verwoes. Nou staan Jona voor die keuse. Gaan hy die opdrag van die Here uitvoer of nie? Dit is 'n taamlik duidelike opdrag. Hy moet eenvoudig gaan doen wat die Here wil hê. Ten spyte daarvan besluit Jona om dit nie te doen nie. Die rede is daarvoor lees ons eers in die laaste hoofstuk van die boek Jona, naamlik in hoofstuk 4. Jona besluit sommer voor die tyd dat die Here 'n genadige en barmhartige God is, wat lankmoedig en vol liefde is. Die Here straf mense nie graag nie, want Jona sê dat die Here maklik afsien van die straf wat hy aangekondig het. Om hierdie rede besluit Jona, dit is in elk geval sinloos om Ninive toe te gaan. Die Here gaan die straf wat ek moet gaan aankondig in elk geval nie uitvoer nie, so ek hoef net sowel nie te gaan nie. En daarom vlug hy, so te sê, in die teenoorgestelde rigting, weg van sy opdrag af, na Tarsus toe. Hy klim op 'n skip,
die skip beland in die storm, Jona word oorboord gegooi, die storm bedaar, en die Here stuur 'n vis om Jona te red. Wat gebeur op die einde? Die Here bring Jona by Ninive uit. Ten spyte van Jona se moedswilligheid. Jona het selfs geweet wat die regte keuse en besluit is. Dit is nie asof Jona nagtelang wakker gelê en onseker was oor wat die Here wou hê nie. Dit is nie asof hy gevoel het dat die Here hom nie duidelik genoeg wys watter keuse hy moet maak nie. Al hierdie dinge was helder en duidelik, maar ten spyte daarvan het hy willens en wetens daarteen besluit en die teenoorgestelde rigting ingeslaan. Nou, as God Jona so genadig was, dat hy hom ten spyte van 'n moedswillige verkeerde besluit by die plek uitgebring het, waar hy hom wou uitbring, vra ek myself, hoeveel te meer sal God nie ook jou en my genadig wees nie? As ons onseker is oor 'n besluit of 'n keuse, as ons geen duidelikheid oor die impak of die uitwerking daarvan het nie, hoeveel te meer sal die Here ons nie genadig wees nie, deurdat hy ons sal uitbring by die plek waar hy ons wil uitbring. Of dit nou is met 'n ompad, en of dit nou is met 10 ompaaie. Ons moet nie en mag nie die almag van die Here onderskat, dat hy jou en my op sy tyd en sy manier by die plek sal uitbring, waarby hy ons wil uitbring nie. Dit kan ook wees dat ons besluite selfs verwydering tussen ons geliefdes en onsself kan bring. Dit kan wees dat hulle met ons keuses nie saamstem nie. Dat dit verwydering in ons gesin, in ons huwelik, tussen ons as ouers en ons kinders bring, ook verwydering in ons vriendskappe. Sekere besluite kan selfs vervreemding tussen geliefdes wat ons na aan die hart lê en onsself bring, omdat hulle met ons nie saamstem nie. Selfs kan ons partymal voel dat daar effens verwydering tussen God en ons is. Partykeer is dit so, ons neem 'n besluit en die impak daarvan lyk sleg. Ons kry teenkanting van mense en hulle distansieer selfs van ons. En dan kan ons selfs wonder, maar was die besluit reg in die oë van God, want skielik staan ek stoksiel alleen in hierdie hele saak. Dit voel vir my asof dit 'n soort vergelding van sy kant af is. Dit mag dalk later ook blyk dat ons besluit of keuse dalk nie die beste was nie. Dit mag selfs wees dat ons met verloop van tyd onsself ondersoek en vind, ons het tog dalk uit 'n stukkie selfsug besluit. Ons het ons eie belang dalk eerste gestel, dalk selfs nog voor God se belang, soos Jona gedoen het. Maar onthou, God se liefde en ontferming is groter as ons slegste keuse. Ons slegste besluit stel nie perke aan sy almag nie. Jona het weens die gevolge van sy eie besluit in die diep waters van die onstuimige see geland. Soos die Here vir Jona uit die diep waters gered het en hom daar uitgebring het waar hy hom wou uitbring, kan hy jou en my ook gaan haal. Hy kan jou en my daarheen bring waarheen hy ons wil bring. Dit behoort vir ons 'n troos en 'n berusting te bring, dat ook ons besluite en die impak daarvan in die hande van die Here lê. Dat ons keuses nie groter is as sy raadsplan nie. Die almag van die Here word nie ingeperk deur die grense van ons besluite nie. Sy almag is nie aan die beperkings van ons keuses gebonde nie. Nou moet ons ook onthou, dit beteken vanselfsprekend nie dat ons maar ligsinnig mag wees en soort van 'n muntstuk in die lug mag opskiet en sê, die kant wat bo land, daardie besluit
neem ek nie. Dit is belangrik om deeglik dinge te ondersoek, te mekaar op te weeg en selfs raad in te win voordat mens 'n groot besluit neem. Dit gee ons ook nie die vryheid om van nou af maar altyd slegs in eie belang en uit selfsug te besluit en te kies, omdat ons weet, ag, die Here sal homself weer oor ons ontferm nie. Want dit sou beteken dat ons die ontferming en genade van die Here goedkoop maak. Maar van een ding kan en mag ons seker wees, en dit mag vir ons 'n troos wees. Met die vertroosting en vertroue in ons hart, kan en mag ons hierdie dag of nag tegemoet gaan. Die Here sal ons by die plek uitbring, waar hy ons wil uitbring. Amen.